Goeiemôre broeders en susters. Baie welkom aan almal vanoggend. Hier is ook gaste by ons teenwoordig. Jy is baie welkom. En mag dit vir ons 'n wonderlike en 'n geseënde dag wees. En terwyl ons welkom sê, wil ons graag vanoggend vir Mias en Martie van der Walt uiteindelik by ons verwelkom. Hulle is al so lank hier by ons. Wil julle nie net opstaan nie, asseblief Mias en Martie? Hulle is al die hele rukkie hier by ons. Hulle die afgelope tyd geseën met kleinkind wat hulle lewe oorgeneem het, hulle vreugde, troue, al daai goed. Die Here is vir hulle baie goed. Ons is dankbaar saam met hulle en ons wil vir hulle sê baie welkom ook in ons midde, hoor. Goed, goeiemôre broers en susters. Net vir die volgende paar afkondigings ook onder lief en leed. Ons dink nog steeds aan Rudy Silvis en ook aan Albert van der Walt wat die week 'n knievervanging operasie gehad het. Ons wil ook graag die blomme hierdie week vir Albert gee. Hy werk eintlik in die buiteland, so hy's baie min hier. Ek is eintlik dankbaar dat hy so uitgewerk het dat ons op hierdie stadium ook vir hom dan die blomme kan gee. En dan ook hartlik geluk aan Anja van Heerden, die dogter van Andries en Mareike, wat gister in die huwelik getree het met Jason Kutse. So vir hulle ook almal baie geluk en die Here se seën ook vir julle in hierdie wonderlike tyd wat hy vir julle gee. Ons wil graag die volgende afkondiging ook net maak met betrekking tot die nagmaal. Ons vier vanoggend die sakrament van die nagmaal en ons vier dit saam as een liggaam van Christus aan tafel en ook saam in die banke. En besoekers wat vooraf aansoek gedoen het om saam met ons nagmaal te gebruik, is welkom om saam ons nagmaal te gebruik. En indien jy ook 'n besoeker vanoggend hier is jy welkom om saam ons nagmaal te gebruik. En daar's 'n paar voorwaardes. In die eerste plek, jy moet onvoorwaardelik vir Jesus Christus as jou verlosser en jou koning bely. En jy moet met vrymoedigheid hê om by jou eie gemeente nagmaal te vier. En met ander woorde beteken dit ook dat jy nie ondertug moet wees by jou eie plaaslike gemeente nie. En dan sal julle sien vanoggend dat ons die praktyk weer terugstel soos dit was voor COVID, dat ons eers die nagmaalsformulier aanhoor voordat ons die brood en die wyn uitdeel. So die ouderlinge gaan help om die brood en die wyn uit te deel, maar is belangrik dat 'n mens eers hoor wat die Here van ons vra in die formulier, dat mens daaroor nadink en dan die brood en die wyn ook ontvang. Ander woorde ook saam met hierdie afkondiging, dat iemand wat op 'n onwaardige wyse deel het in die nagmaal van die Here eet en drink, 'n oordeel oor homself. En 'n onwaardige wyse beteken dat ek nie regtig Christus bely as my koning of verlosser nie, dat ek eintlik maar volhard in my sonde, maar nog steeds net 'n verlosser wil hê vir die lewe hierna. Ek herken hom nie as my koning nie. En jy is daarom so belangrik dat ons saam die formulier vir die nagmaal hoor en daarna ook bedien word met die tekens van die brood en die wyn. Kom ons sing vanoggend saam as ons votum, en ons votum is ons verklaring oor hoekom ons hier is en wie die Here is. Ons gaan dit doen deur saam te sing, Psalm 61 vers 2 en vers 3. En hoor die wonderlike woorde wat ons hier bely. Ons sing: God is my 'n sterke toring, waar daar sielsverhoring is, 'n skuilplek teen die storm. En graag verskuil ek my diep binne U, waar U goedheid vir my is, en my met 'n breë almagsvlek of 'n almagsvleuel. Beskik, dink 'n bietjie daaroor na, oor die Here se almagsvlek, sy almagsvleuel wat ons beskik. Dis wie die Here is. Ons sit net so, en sing ons saam Psalm 61 vers 2 en vers 3, en daarna gaan ons ook voort met die seën en daarna die lofsang.
genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Prys hom die hemelvors op sy verhewe troon, loof hom aan wie die hemelkoor hul hulde steeds betoon. Loof die Lam van God, want hy is vir ons geslag en besing sy reddingsmag. Kom ons staan, ons doen dit. Ons sing saam Skrifbreiding 1:2 vers 1, 2 en 3. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat helse smart tot nie dood toe ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. In ons verootmoediging van onsself, waar ons besef wie ons is, juis hoekom ons kom na die nagmaaltafel van die Here, omdat ons saligheid buite onsself soek, luister ons saam na die wet van die Here uit Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet
en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een in sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun of jou dogter, of die man of vrou vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, en die aarde en alles daarop, en die see en alles daarin. En op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Geliefde broers en susters, kom ons bid nou saam, en ons doen dit saam deur te staan en saam as gemeente die Onse Vader te sing. Ons luister vanoggend saam die woord van die Here uit die Evangelie van Johannes. Die boekmerkie was baie mooi geplaas by die eerste brief van Johannes, maar ons lees uit die Evangelie van Johannes uit. Hoofstuk 1 vanaf vers 19. Johannes 1 vanaf vers 19. Die Jode het priesters en leviete van Jerusalem af na Johannes toe gestuur om hom te vra, wie is jy? Toe het hy hierdie getuienis afgelê en dit duidelik en ondubbelsinnig gestel en openlik verklaar, ek is nie die Christus nie. Hulle vra hom toe, wie is jy dan, is jy Elia? Nee, ek is nie, sê hy. Is jy dan die profeet? Nee, het hy geantwoord. Nou maar wie is jy dan? Ons moet 'n antwoord gaan gee aan die wat ons gestuur het, sê hulle vir hom. Wat het jy oor jouself te sê? Hy antwoord toe,
Ek is die een wat in die woestyn roep. Maak die pad vir die Here reguit. Dit is soos die profeet Jesaja gesê het. Daar was fariseërs onder die wat gestuur is en hulle het hom gevra, maar waarom doop jy dan as jy nie die Christus is nie, en ook nie Elia nie, en ook nie die profeet nie? Johannes het hulle geantwoord, ek doop met water, maar tussen julle staan daar iemand wie julle nie ken nie. Dit is hy wat na my kom, wie se skoene ek nie werd is om los te maak nie. Dit het ook in die Jordaan in die Betanië gebeur, waar Johannes besig was om te doop. Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom, en hy sê toe, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Dis hy wat ek bedoel het, toe ek gesê het, na my kom daar 'n man, wat voor my is, want hy was voor my reeds daar. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar ek het gekom, en ek doop met water, sodat hy aan Israel bekend gestel kan word. Verder het Johannes getuig, ek het duidelik die Gees, soos 'n duif uit die hemel sien kom, en hy het op hom gebly. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar God wat my gestuur het om met water te doop, het my gesê, die een op wie die Gees sien kom en bly, dis hy wat met die Heilige Gees doop. Ek het dit self gesien, en daarom getuig ek, hy is die Seun van God. Johannes, die evangelieskrywer, begin sy evangelie anders as Matteus, Markus of Lukas, die synoptiese evangelies wat net 'n oorsig gee oor al die werk van die Here hier op aarde. Johannes begin sy evangelie met 'n voorwoord, verse 1 tot met vers 18, so half 'n proloog, 'n inleiding vir die res van die brief wat volg. Hy wil iets vertel van wie die Here is, nog voor hy begin met die historiese verloop van gebeure. Hy wil hê die leser of die hoorder moet reg van die begin af sekere dinge in gedagte hou wat die proloog gesê word en die voorwoord gesê word wat reg deur die evangelie van Johannes onthou moet word. En juist daarom wys Johannes in die eerste verse hoofstuk van hoofstuk 1 verse 1 tot 18 op wie Jesus Christus is. Dat hy is die woord wat by God was en self God is. En dit in gedagte gehou word, hy is voor die begin van die skepping reeds daar gewees. Alle ander dinge is geskape, hy is nie. Hy kom nie van elders af nie, hy is. Hy bestaan, hy is en hy het mens geword en onder ons kom woon. Hy is die lig wat in hierdie duisternis ingekom het. Hy het vlees geword, hy het die menslike natuur aangeneem. En God het waarlik onder die mens kom woon. So Johannes het al in die eerste hoofstuk getuig van hom en gesê, maar dis hy wat reeds voor hom daar was. En hy het gekom om hom aan die mense bekend te maak. So uit hierdie voorwoord uit hoor 'n mens baie duidelik waaroor gaan die res van die evangelie gaan, wat Johannes nou van getuig. As ek vir die kinders 'n beeld kan gee, as jy kan dink, as jy in my dae nog was daar altyd voorskoue vir films gewees, jy het 'n voorskou gekyk, en dan weet jy presies, jy is nou lus gemaak vir die res van die film wat gaan kom. So jy het hierdie voorskou uit presies gesien waaroor die film gaan. So hierdie is dieselfde, die proloog is al die voorskou oor waaroor die res van die evangelie handel. En dan begin Johannes die evangelieskrywer met die evangelie, die historiese verloop van die gebeure wat hy wil weergee, met hierdie gedeelte wat begin met konflik. Hy het in die voorwoord al gesê, die lig skyn in die duisternis, daar gaan spanning wees waar die lig die duisternis verdryf, en reg met hierdie intrapslag, hoor 'n mens, die evangelie begin met konflik. Hierdie getuienis oor die lig, hy is nog nie die lig self nie, net hierdie getuienis van die lig, bring reeds konflik mee. So nou moet ons baie mooi besef, die laaste profeet wat die Here gestuur het, was die profeet Maleagi, wat 400 jaar van tevore in die Ou Testament getuig het. En daarna was daar vir 400 jaar stilte gewees. Met ander woorde, daar was nie weer 'n profeet wat deur die Here gestuur is nie. En nou na 400 jaar kom Johannes die Doper, hy is die volgende profeet wat die Here na die volk toe stuur. En sy profetiese werk, die boodskap en wat hy vir hulle sê,
is vir die volk baie radikaal. Dit val heeltemal buite hulle verwysingsraamwerk. Dit was baie vreemd hulle gehoor het en dit het nie net die volk se aandag getrek nie. Dit was so radikaal geweest dat uiteindelik die leiers van die volk, die skrifgeleerdes, die fariseërs, die leviete en die priesters se aandag getrek. En juist daarom word dan nou priesters en leviete na hom toe gestuur om te hoor wie hy is. Om nou hierdie radikale aard van Johannes die Doper se boodskap en sy werk te besef, moet ons dink aan wat die situasie was in daardie tyd van die volk. Die volk Israel is die uitverkore volk van God. As iemand van buite die volk tot bekering kom, noem mens dit 'n proseliet, hy wat die Joodse geloof aangeneem het. En in daardie dae was dit baie algemeen dat as iemand van die heidendom oorkom na die Jode toe, dat daar 'n doop, 'n soort van 'n reinigingsrite vir hom was om deur te maak. So iemand wat die Joodse geloof aanneem, moes gedoop word. Hy moes gebad word om te sê maar hy word skoon gewas van al sy onreinheid sodat hy deel kan word van die volk van God. Hy deel het van hierdie verbondsgemeenskap van God. En dit was nie normaal. Daar was geen aandag getrek deur enige iemand as 'n heiden van buite af kom en gedoop word en deel word van die volk nie. Maar dit was anderster as wat Johannes doen. As Johannes die Doper se werk. So by die bekeringsdoop is die heiden wat hulle self moes was. So die heiden het gekom, hy het homself gedoop, homself gebad en hy kon deel word van die volk van die Here. Maar by hierdie bekeringsdoop van 'n heiden het hulle self gewas en hy's nie deur die priesters of die leviete gedoop nie. Alle ander reinigings wat gebeur het, is deur die priesters verrig. Die priesters moes iemand was, die priesters moes dinge skoonmaak om rein te wees. En hierdie is nou anderster. Hierdie doop van Johannes gebeur nie by die tempel nie, die doop van Johannes gebeur eenkant by die rivier. Die ander voor die hand liggende ding wat hier gebeur is, dat Johannes die Doper hier eintlik vir die volk van die Here sê, maar julle is onrein. Julle moet bekeer. Hy roep die Jode op, die volk van die Here, hy roep hulle op en sê, maar julle moet gedoop word as 'n teken van julle bekering, om julle verwag die koms van die Here, van die Christus. So dink jouself dit in oor wat dit moes beteken in daardie tyd, dat daar's iemand, 'n profeet, iemand vir hulle wat optree, en die mense roep om hulle self om gedoop te word, wat nie 'n priester of 'n leviet is nie, wat nie by die tempel enige vir 'n reinigingswerk doen nie, wat eenkant weg by die rivier mense doop. Met hierdie boodskap, julle is onrein, julle moet bekeer, want die Messias is naby. Hy roep die volk van die Here op om 'n ritueel deur te maak wat eintlik net vir heidene bestem was. So jy kan jouself indink hoe ontstel die Jode was. Meer nog, die priesters word afgevaardig. Hulle word as hele groep mense om te gestuur om te hoor, maar hoekom doen jy dit? Hulle kom met 'n kruisondervraging en hulle vra eerstens vir hom, wie is jy? En hoor bietjie baie mooi wat Johannes die Doper hulle op antwoord. Tipies as iemand vir jou vra wie is jy, sal ek my naam gee en dalk my van gee, sê wie my ouers is en waar ek vandaan kom. En tipies as jy met mense praat oor die algemeen en jy wil weet wie hulle is dit die vraag wat jy sal vra. Ek is en so. Maar hoor hoe sterk is Johannes die Doper se profetiese roeping wat hy het. Hy het hierdie geweldige roeping in hom om te getuig van die Christus. So as hulle hom vra, wie is jy? Hy sê, ek is nie hy nie. Dit was nie eens die gedagtes van die priesters of die leviete dat hy die Messias kan wees nie. Hulle wonder nie of hy die Messias is nie, maar Johannes is so duidelik daaroor. Dis vir hom kritiek. Dis iets wat hy nie wil hê enigiemand moet oorwonder nie, wat almal moet hoor. Niemand dink ook eers hy is die Messias nie, maar hy plan dit in hulle gedagtes en sê, maar ek is nie hy nie. Moenie eers dit dink nie, ek is nie werd eers om dat julle dit dink nie. Daarom is die eerste woorde wat ons van Johannes die Doper as profeet hoor, dat hy sê, ek is nie hy nie. En in die Grieks staan dit so mooi, dat dit so sterk uitgedruk word. In die ou Afrikaanse vertaling hoor ons, hy het erken, en nie ontken nie,
maar het erken, ek is nie die Christus nie. Die vertaling, die 83 vertaling wat ons gelees het, sê dit ook so baie mooi, hy het dit duidelik, ondubbelsinnig, openlik verklaar. Ek is nie die Christus nie. Onmiddellik bring dit in hulle gedagtes, dit is waar sy roeping gaan, oor die verkondiging van Jesus Christus. En daarom is sy heel eerste getuienis, die heel eerste woorde in hulle is Christus. Dis wat hy doen. So wat hierdie leiers na die eerste vraag kan weet, is dat hy 'n getuienis oor Christus moet gee. Met ander woorde, as sy werk dan van God afkom, as hy as 'n werklike profeet geroep is, moet daar 'n gesag van God wees waarmee hy dit doen. Hy kan nie net op sy eie kom en op sy eie ewe skielik begin mense oproep tot bekering en wys na die Christus toe nie. So al wat kan gebeur is as daar gesag aan hom gegee word, na die gesag wat hulle lê in die Ou Testament. En wat nou gaan gebeur is, hulle gaan guess who speel. Nou kindertjies, julle weet daai twee waar al twee mannetjies voor hulle het en as jy dit nie hy is, dan slaan jy hom plat, as nie hy is, dan slaan jy hom plat, tot jy uiteindelik weet wie hy is. So die priesters en leviete het 'n hele stel bordjies voor hulle oop. Wie kan dit moontlik in die Ou Testament wees? As hy sê, maar hy tree met gesag van God af op, dis al gesag wat hulle weet oor wie dit kan wees. En daarom gaan hulle begin raai wie hy is. En juist daarom vra hulle vir hom heel eerste, is jy dan Elia? So op grond van die woord van die Here, het die volk, die priesters en die Jode, die skrifgeleerdes, die fariseërs, almal 'n verwagting gehad dat Elia weer sal kom. Die laaste profeet van die Ou Testament was Maleagi, en in daardie boek van die Ou Testament, in die laaste paragraaf, sê Maleagi, maar die dag van die Here sal kom, maar dit sal nie gebeur voordat Elia kom om dit aan te kondig nie. In ander woorde, in die Ou Testament het dit gebeur dat Elia is in 'n wa opgeneem in die hemel in, hy het nie gesterf nie. En hulle gedagtes is, dit moet hy wees wat van die hemel af weer gekom het om aan te kondig, die dag van die Here is hier. En tog stel Johannes maar, dis nie hy nie. Hy is nie Elia, soos hulle dink, die Ou Testament baie duidelik sê, in die laaste paragraaf, Elia moet eers kom nie. En die volgende vraag wat hulle vra is, maar as jy nie Elia is nie, wie anders kan die Ou Testament getuig wat nog moet kom? En daarom dink hulle maar, is jy die profeet? Let op, het hulle nie verwys na 'n profeet nie. Hulle vra nie, is jy 'n profeet van die Here nie, hulle vra, is jy die profeet van die Here? En weer eens 'n verwysing in Deuteronomium 18 vers 15 hoor ons waar die Here sê, die Here, jou God sal 'n profeet onder jou na vore laat kom, een van jou volksgenote. Hy sal soos ek wees, vir hom moet jy gehoorsaam. In ander woorde, deur die eeue heen word die verwagte Jode nie net vir Elia om weer te kom nie, maar ook daardie profeet. Een wat soos Moses is. Een wat 'n middelaar is tussen die volk en God. Hulle verwag hom, maar die profeet. En hulle vra vir Johannes, maar is dit jy waarvan Moses in Deuteronomium gesê het? En hy sê, ook is nie hy nie. En nou is die priesters en die leviete nie tevrede nie. Hulle vra, maar nou wie is jy dan? Ons moet 'n antwoord gaan gee aan hulle wat ons gestuur het. Wat het jy oor jouself te sê? So hulle het verloor in hierdie guess who speletjie. Hulle ken die Ou Testament so goed, dat hulle presies kan weet wie hy moet wees nie. Hulle kon nie dink wie in die Ou Testament verwys met gesag van die Here, dat hy hier kan optree met gesag van die Here en mense doop nie. Al die voorbeelde of al die name wat hulle kon dink, is uitgeput. Ons moet op hierdie punt baie duidelik besef dat Johannes die Doper wel met gesag optree. Hy is nie net iemand wat op die toneel verskyn het nie, dat eeue van tevore het die Here reeds in die woord aangekondig dat hy sal kom. So die gesag waarmee hy optree kom van God self, dit kom met die woord van God waarmee hy kom getuig. En nou die Jode hierdie groot en magtige name verwag vir Elia en die profeet wat soos Moses sal wees, hierdie groot man in die volk, onder die volk. So hulle teruggegaan in die Ou Testament en daardie name gaan opsoek en sê, maar is dit jy hierdie of jy daardie, uit die profete uit Maleagi of uit die wet uit, so hulle die hele Ou Testament gaan opsoek. Maar Johannes kom en hy vestig hulle aandag
op 'n gedeelte in die skrif wat baie maklik misgekyk kan word. En hy kom en hy haal Jesaja 40 aan, hy antwoord, ek is die een wat in die woestyn roep. Ons hoor baie mooi in Jesaja staan daar, iemand roep, maak vir die Here 'n pad in die woestyn. Maak die barre wêreld 'n groot pad vir ons God. Elke laagte moet opgevul word, elke berg en rand moet gelykgrond word. Elke bult moet 'n gelykte word en elke koppie 'n vlakte. Dan sal die mag van die Here geopenbaar word. Al wat leef sal dit sien. Sê vir die stede van Juda, julle God is hier. Die Here God kom, hy is die magtige, hy regeer. Soos 'n herder versorg hy sy kudde, die lammers maak hy bymekaar in sy arms en hy dra hulle teen sy bors. Hy sorg vir die lammeroeie. In ander woorde, hy sê vir julle ken tog die skrif. Wat julle daar in Jesaja lees, in Jesaja 40, dis God se gesag. Dit profeteer van my. Ek is die een, ek is daar die stem wat in die woestyn roep, maak die paaie gelyk. So die omstandighede waar hulle geleef het, jy kan jouself indink, as daar 'n woestyn is en daar's klomp duine en so, weet daar's 'n bar wêreld dat die paaie baie maklik sou toewaai. Dat die paaie maklik sou skuif as gevolg van die landskap of gevolg van bosse wat dit toegroei. En dan sê hy, ek is daar die stem, maak die paaie gelyk. Voordat God kom, voordat die Messias kom, sal daar 'n pad gebou word. Maak gelyk, maak reguit. Maar Johannes die Doper se werk is nie die van 'n padbouer nie. En sy doop was nie 'n einddoel op sigself nie. Sy gelykmaak gaan oor die bekering wat daar by mense moet wees. Hulle moes wegdraai van hulle sondige lewe en die Messias met 'n groot afwagting verwag. So daardie bekering het gewys dat ons wag vir die Messias, ons draai weg van die verkeerde ding, ons weet die Messias kom, ons verwag hom. En daarom antwoord hy die eerste keer op hulle vraag, sê maar, ek is 'n niemand. Ek is eintlik maar net 'n stem. En ek doop eintlik maar net met water. Maar as iemand wat tussen julle is wat julle nie ken nie, en hy wat na my kom, ek is nie eens werd om sy skoene los te maak nie. Die praktyk van daardie tyd was dat daar sekere belangrikheid van mense was, dat disippels het ook baie keer opdragte van 'n leermeester uitgevoer. Mens dink aan die Here wat sy disippels 'n paar keer gestuur het om 'n donkie te gaan kry of om die nagmaalstafel te gaan regmaak, die vertrek te gaan regkry. So disippels het baie dinge vir 'n leermeester gedoen, maar daar's iets wat disippels nooit gedoen het nie. Hulle het nooit geraak aan die skoene van 'n leermeester nie. Hulle was verhewe bo dit om nie te raak aan 'n leermeester se skoene nie. Dit was bestem vir iemand wat laer as hulle is, minder status as hulle gehad het. Dit was bestem vir 'n slaaf. Iemand wat minder werd is, hy moet die skoene van iemand die sandale losmaak. En hy sê Johannes, maar hy na wie hulle moet kyk, is so verhewe, dat ek nie eens werd is om aan sy sandale, aan sy skoene te raak nie. Ek mag dit nie eens losmaak nie. Soveel minder is ek is net die stem, ek is niks werd voor hom nie. Ek is nie die een wat die mense tot bekering roep, ek is minder as 'n slaaf teenoor hom. Moenie na my kyk nie, jy hoef nie eens my naam te weet nie, ek is net die stem. Soek hom, bekeer julle, kyk na hom. En dis hoekom Johannes, die evangelis, dit heel in die begin van sy evangelie stel. Nie om die aandag op Johannes die Doper te vestig nie, maar om al die aandag te vestig op hom van wie hy in die voorwoord gepraat het, op die Seun van God. Hy vir wie die pad gereg gemaak moet word, kyk na hom. Johannes het dus hierdie groot verkondigingswerk in Israel gedoen. Hy het die koms van die koning aangekondig, sonder om te weet presies wie dit is. Maar ons hoor dan die volgende dag, is daar die wag verby. Dat sy groot padbouwerk is verby, is klaar. Hy het die werk gedoen waarvoor die Here hom geroep het. En tog is daar nog een taakie wat hy moet doen. Hy het nie die pad gelyk gemaak vir hom wat moet kom nie. Maar hy het hom ook uitgewys. Dat hierdie profeet, hierdie groot profeet van die Here getuig nog verder oor wie hy is. En nou broers en susters,
is die kosbare van hier wat Johannes die Doper hier sê, is hoe die Here homself wil laat ken deur sy kerk. Hoe sy aankondiging is, hoe hy wil hê die mense hom moet ken. Ek het so rukkie terug 'n klein stukkie van Cinderella saam met my kinders gekyk. En daar gebeur dit dat elkeen wat inkom in hierdie danssaal, dan word die deure oopgemaak vir hulle en hulle roep uit oor almal, hierdie is en so, hulle kom van hier vandaan en dis wat hulle vermag het. En almal kyk vir hulle en almal klap hande en almal gaan aan waarmee hulle besig is. En dieselfde gedagte word hier vir ons deurgegee van die deure word oopgemaak, al die aandag word gevestig, die konflik wat daar ontstaan het, maak die pad oop dat hy kom en dat al die aandag gevestig word op wat nou? En hier kom hy. En dis hoe jy hom moet ken. Johannes kon hier aangekondig het, die woord het vlees geword. Kyk hierso, die lig skyn in die duisternis. Die allerheiligste God is hier, die Seun van God het mens geword. Maar hoor baie mooi oor hoe die aankondiging klink, hoe die Here homself wil laat ken deur sy kerk. Johannes die profeet roep uit, kyk, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Dis hoe hy geken wil word. Dis die openingswoorde waarmee hy bekend gestel word. Kyk, sien daar staan hy. Hy is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En wat hierdie so besonders maak is dat Johannes net 'n vers verder sê, maar hy het hom ook nie geken nie. Nou hierdie kan dalk eerder verwys daarna dat hy soos in die proloog en die voorwoord sê, hulle het hom nie geken nie, die lig het gekom en hulle het hom wou hom nie ken nie. Hulle is na dieselfde lig. Hy is nie werd, hy het nie in 'n verhouding met hom gestaan nie. Hy het hom nie geken nie. Maar toe hy hom sien, is dit die woorde wat die Here vir hom gee om aan te kondig. Daar is die lam van God. En hierdie is nie 'n algemene titel wat daar in die Ou Testament gebruik is nie. Ons lees in die Ou Testament dat daar baie offers by die tempel van die Here gebring is. Mens lees van duwe en jy lees van bokke en mens lees van beeste. Maar mens lees nie van 'n lam wat noodwendig altyd daar, dis nie algemeen gewees dat hulle daar geoffer is nie. Wat ons wel hoor in die Ou Testament is dat daar waar Abraham vir Isak gaan offer, dan vra Isak vir Abraham, maar hier is hout en hier is vuur. Maar waar is die lam? En dan net voordat Abraham vir Isak op die altaar offer, is daar 'n skaapram in die bosse wat daar vas sit. En daar die offer word gebring in die plek van Isak, maar die vraag bly oop, daar is die ram van God, maar waar is die lam van God? Hy word nog verwag, hy het nog nie gekom nie. Ons hoor ook later as die Here sy volk uit Egipte uit bevry, dat die Here die opdrag gee dat daar 'n lam geslag moet word vir elke gesin. En is so noukeurig hoe die Here in sy woord die taalgebruik daar gebruik. Daar staan nie dat hy vir die Israeliete beveel het, maar dat hulle duisende lammers moet gaan slag nie. Reg deur Eksodus 12 word daar baie mooi verwys vir elke gesin, dat hulle elkeen of mense 'n lam moet slag. Persoonlik. Weer daar 'n lam geslag word, sodat hulle kan leef. Weer daar 'n lam doodgaan, waarvan hulle moet eet en moet deel hê van hom, dat sy bloed gesmeer moet word in die kusyne, sodat hulle kan leef. Hulle eersgeborenes kan leef. En dit is baie duidelik saam met die paasmotief. Die paaslam, wat geslag is, sodat hulle kan leef. En dan hoor ons verder in die Ou Testament, in Jesaja 53, van die lydende knegg, waar daar staan, ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na 'n slagplek gelei word, ja, hy het nie sy mond oopgemaak nie. Nou is het merkwaardig om te weet dat Johannes, die evangelieskrywer, sy hele evangelie laat sentreer rondom hierdie gedagte van daar is die lam van God wat kom geslag te word. Die hele struktuur van die evangelie van Johannes is so ingedeel dat die eerste helfte daarvan gaan oor die algemene openbare publieke bediening van die Here, en oor die laaste hoofstukke vanaf hoofstuk 12 gaan oor daardie laaste week, daardie lydensweek van die Here, daardie paasweek en laaste paasnaweek waarop die Here gesterf het.
So met hierdie inleiding van daar is die lam van God, dit is die struktuur wat Johannes die skrywer gebruik om sy hele evangelie in te skryf. Daarmee saam met mens in gedagte hou dat Johannes ook hierdie evangelie skryf, soos hy aan die einde sê, hy skryf hierdie met hierdie doel sodat mense kan glo. Glo, hy is die lam van God. So met hierdie intrapslag, wanneer die Here kom, wanneer hy gedoop word, is dit die getuienis wat gegee word. Hy is die lam wat gekom het om die sonde van die wêreld weg te neem. Hierdie kan nie deur die mense misverstaan word nie. Hulle het presies geweet, hoe gebeur dit dat 'n lam sonde wegneem. Nie deur een kant te leef en een kant te wy nie. Nie deur die mense gevoer te word nie. Sonde word nie weggeneem deur dit net bloot maak asof dit nie daar is nie. Maar die Bybel maak dit baie duidelik dat hulle geweet het dat om sonde weg te neem, moet daar die lam geslag word. Dat een lewe gegee word vir ander se lewens. Dat een moet sterf, dat sy bloed gesmeer moet word, moet vloei, sodat ander kan lewe. Hulle het geweet dat die lam gee sy lewe as 'n plaasvervanger vir ander, dat hulle kan lewe. So waar die volk hierdie woorde hoor van Johannes die doper, kan dit nie misverstaan nie. Hy kondig aan, daar is die lam van God, hy het gekom die sonde van die wêreld wegneem, met ander woorde, daar is die lam, hy het gekom om geslag te word. God het mens geword sodat hy kan sterf, sodat hy die sonde van die wêreld kan wegneem. En dis die wonderlike getuienis van Johannes, dis die openbaring van God. Dis die evangelie, dis die goeie nuus. Dat die ewige seun van God het nie gekom en as hy daar is, kom hy om die wêreld te oordeel nie. Maar hy kom om geslag te word. Hy kom die eerste keer om die sonde van die wêreld te sterf, sodat hy die sonde van die wêreld wegneem. En verbasend genoeg vertel Johannes, die evangelieskrywer, nie van die doop van Jesus deur Johannes die doper nie. Ons weet uit die ander evangelies wat gebeur het, is dat toe hy gedoop is, het die Heilige Gees neergedaal op hom. Maar Johannes vertel eenvoudig dat hy hom gesien het, dat hy die Gees gesien het, dat hy afgekom het soos 'n duif en op hom gebly het. En God het vir hom gesê dat daardie een ook met die Gees sal doop. En dan sien ons nêrens duidelik hoe die Here dit vir Johannes die doper geopenbaar het nie. Wat wel vir ons genoem word is wat die Here in die Ou Testament weer eens geopenbaar het. In Jesaja 11 vers 1 en 2 hoor ons dat die Here sê: 'n takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaai, 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra. Die Gees van die Here sal op hom rus. Die Gees wat wysheid en insig gee. Die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Verder in Jesaja 42 vers 1: hier is my dienaar, ek stel hom aan, ek het hom uitverkies en hy geniet my guns. Ek laat my Gees op hom kom. Hy sal my wil aan die nasies bekend maak. Jesaja 61 vers 1: die Gees van die Here my God het oor my gekom. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beur. Johannes maak dit baie duidelik bekend. Hy weet wat die openbaring van die Here is. Dat die een waarop sy Gees rus is sy gesalfde. En dat hy dan ook weer met die Gees doop. Ons sien dis baie mooi wat die Here hier deur sy woord en sy Gees bevestig. Hy het vir Johannes laat sien in die Ou Testament, verkondig wat die Ou Testament sê, maar ook deur die fisiese sigbare beweging van die Heilige Gees getuig dat hy is die seun van God. Jesus sê net later van Nikodemus dat die Gees is soos die wind, hy waai waar hy wil, jy weet nie waar hy vandaan kom of waarheen hy gaan nie. Behalwe hier, so duidelik, die Here in die Ou Testament geprofeteer het sal so wees, dit is so, sien baie duidelik hoe die Gees kom, waar hy vandaan kom, baie duidelik sien waar hy heen gaan, hy rus op Christus. Ons sien dis baie mooi die woord en die Gees saamwerk in die getuienis oor wie die seun van God is, wie die lam van God is. Dis nie net Johannes die doper se getuienis nie, maar dis God self wat deur sy woord en sy Gees getuig, hy is die seun van God. Hy is die woord, hy is die lig,
Hy is die lam van God. En dan sê, maar hy sal ook met die Gees doop. Die Gees gaan ook van hom uit. In ander woorde, die lam wat geslag is, wat sterf, die sonde van die wêreld wegneem, sê later in Nikodemus dat niemand kan in die koninkryk inkom as hy nie weer deur die Gees gebore word nie. In ander woorde, daai nuwe lewe, dat daar waar hy iemand in die Gees doop, is dit die Seun wat kom en nuwe lewe aan mense gee. Dis Christus se verlossingswerk. Hy neem die sonde weg en hy gee daai nuwe lewe deur die Heilige Gees aan iemand te gee. So die Heilige Gees werk nie onafhanklik van Christus nie. Dat die Seun het gesterf en die sonde weggeneem, maar is hy wat die Gees laat uitgaan en daar die nuwe lewe bring. Johannes noem dis die Heilige Gees in sy koms op Jesus en Jesus se doop met die Gees om te beklemtoon dat die Messias is hier. Hierdie lang verwagte beloftes word nagekom. Ons hoor dan later in die skrif in Handelinge 1 vers 5, Johannes het wel met water gedoop, maar die disippels sal 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. So nadat die Here opvaar na die hemel, dan doen hy dit. Hy laat sy Heilige Gees oor die mense kom. En reg deur Handelinge hoor ons dan hoe dat ander mense wat nie Jode is nie, ook met die Heilige Gees gedoop word. En 'n latere verklaring in 1 Korintiërs 12 sê dat beide Jood en Griek is met een Gees gedoop en daarom is almal saam in die een liggaam van Christus. Dat hy bring nuwe lewe, hy doop mense met die Heilige Gees, hy maak hulle deel van sy liggaam dat hom kan ken. Hy doop hulle met die Gees dat hulle een liggaam kan wees. En daarom broers en susters, die werk wat Christus kom doen, die evangelie, word so mooi, so duidelik hierdie gedeelte vir ons verkondig. Dat die Seun van God word mens. Hy kom as lam om te sterf, om sy lewe te gee, sodat hy die lewe vir ander kan gee. En as jy mooi van hierdie verwysing van die heel eerste ontmoeting van die kerk, en sê maar, waar Christus bekend gestel word, sê maar, daar is die lam van God, is dat die heel laaste verwysing ook gaan oor hom as die lam van God. Dat daar waar die kerk as bruid, haar bruidegom tegemoet gaan, daar word ook die bruilof van die lam genoem. Hy wil hê sy kerk moet hom ken as die lam van God. Hy wil hê sy kerk, sy bruid moet hom ken as die een wat sy lewe gee, van die begin tot die einde. Ken hom, dat hy is die een wat sy lewe gegee het, sodat sy kerk die lewe kan hê. Dis hoe ons die Here moet sien. Hy die dood oorwin, hy gee die lewe, hy bring mense na die Vader toe, die Gees gaan van die Vader en die Seun uit, hy doop in die Heilige Gees om mense in deel te maak van sy liggaam, dat hy die lewensmakende Gees hy verwerf het, wat ons saam met Christus verbind en al sy rykdom laat deel. Hy bind ons saam as lede van een liggaam in liefde. En waar ons vanoggend ook saam nagmaal vier, hier getuig ons as kerk ook. Ons soek die lewe buite onsself. Ons besef, ons kan onsself nie volledig gee, ons kan nie die ewige lewe self verkry nie, en juist daarom getuig ons, maar kyk, Jesus Christus is die lam. Hy het vir my gesterf en my sonde weggeneem, sodat ek mag lewe. Amen. Ons gaan nou voort met die bediening van die nagmaal van die Here. En ek lees vir ons die formulier saam. Hier is die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dis my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels julle daai drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse van hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Om die nagmaal troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf te ondersoek.
Die ware selfondersoek bevat hierdie 3 hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkomme geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg vir hom te wandel en ware liefde ook met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Tog kom ons nie na die nagmaal omdat ons onsself sondeloos ag nie, inteendeel, ons kom juis omdat ons ons lewe buite onsself in Christus soek. Ons het deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in die genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader in die wêreld gestuur is, ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Ons skuldig ter dood veroordeel sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is in die kruis gespyker en om die skuldbrief van ons sondes vas te naal. Ons vervloeking het hy op hom geneem om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en bange God verlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Met sy dood en bloedstorting het die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Dan word die tekens van die brood en die wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as dat ons die brood en die wyn eet en drink. So wil Jesus Christus ons deur sy gees van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. En elke keer as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid en die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot volkomme versoening van al ons sondes. En hy het vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Die Heilige Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware geloof en ware liefde saam. Omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U Here dat ons U Seun se bittere dood mag gedenk. En ons bid en vra dat U deur die Heilige Gees vir ons opregte vertroue in ons hart sal gee, om ons al hoe meer in die Seun oor te gee, sodat ons nie meer ons sondes nie, maar dat ons in Hom mag lewe. Verseker ons opnuut weer dat U ons genadige Vader is, en dat ons U kinders is, dat ons U erfgename is. Help ons om onsself te verloon, help ons om ons Here Jesus Christus elke dag met woord en met daad te bely, en dat ons met 'n verlange sal wag op sy terugkoms. Verhoor ons tog om Jesus ontwil. Amen. Ons gaan ook voort om die nagmaal te bedien, en net vinnig 'n paar praktiese reëlings, aangesien hierdie weer die eerste keer is na COVID dat ons weer op hierdie maniere doen. Ons gaan vra dat by die sing van vers 1, die diakens gou vinnig opstaan om die tafel gereed te maak. En dan kan u net so kort na hulle volg, dat met die sing van vers 1 en vers 2, dat die wat aan tafel bedien wil word, na vore sal kom.
En dan by die sing van vers 4 en vers 5 gaan ons vra vir die ouderlinge om dan eers die wyn uit te deel en ook daarna die brood. En daarna as almal die brood en die wyn het, dat ons saam as een liggaam as gemeente van die Here saam die nagmaal vier. So kom ons sing nou saam dan ook Skrifbreiding 5:3. So ons gaan daarvan saam sing vers 1 en vers 2, waar die diakens vinnig na vore kom en ook almal wat aan tafel bedien wil word. As daar nie genoeg spasie in die tafel is nie, vra ek dat jy ook net in die voorste rye ook sal sit daar waar daar 'n plekkie is. En dan by die sing van vers 4 en vers 5, dat die ouderlinge die wyn en die brood uitdien en daarna sal ons voortgaan met die volgende afkondiging.
Kan ons dalk net 'n aanleiding kry dat iemand oorgeslaan is nie? Verhef julle harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die Hemelse Vader. En wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat u die tekens van die brood en die wyn tot sy gedagtenis ontvang. Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet en dink daaraan en glo dat sy liggaam vir ons gebreek is, tot volkome versoening vir al ons sonde. Geliefdes, die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem en drink almal daaruit en dink daaraan en glo dat die bloed van ons Here Jesus Christus vir ons gevloei het tot volkome versoening van al ons sonde. In dank teenoor die Here gaan ons saam sing, Psalm 117. Ons sing die woorde, sing Halleluja tot God se eer, want sy trou is ewig en onbeperk. Terwyl ons aan tafel sit, sing ons Psalm 117 2 keer. Dit is baie kort psalm en daarna kan ons weer terug beweeg. Amen.
Omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met hierdie woorde. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe. Wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf. Wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here. Lankmoedig en groot van goedertierenheid. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy liefde vir die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Hy het selfs sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons loof U dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Dat U U enige gebore seun geskenk het as 'n middelaar en as offer vir ons sondes. Ons dank U, Here, vir die ware geloof wat U vir ons gee, waardeur ons deel kry in die offer van die seun. En ons bid ook dat deur die werking van die Heilige Gees in ons lewe ons steeds die dood van die seun sal verkondig, sy opstanding, sy koningskap. En ons daagliks sal groei in ons geloof en dat ons in die heerlike gemeenskap met hom sal leef. Om sy naam ontwil bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons liefdegawe vandag gaan vir die instandhouding van die erediens, as ook vir Huis Boland, so wanneer u bydrae gee, dink daaraan, die kollekte gee, dink daaraan. Kom ons staan en sing ons 'n slotlied saam, Skrifbreiding 5:2, en daarvan sing ons saam vers 5 en vers 8. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van u. Amen.
Geliefdes, ons het net die volgende paar afkondigings net vinnig. Almal wat almanakke bestel het, kan asseblief by Jenny gaan afhaal in die portaal vanoggend. So onthou jy almanak by haar te gaan kry. Die Bolandkamp, dis nou die laaste 2 of 3 dae wat jy het nog om in te skryf. So asseblief almal teen Dinsdag wat nog wil saamgaan, skryf in. As daar enige rede is wat jou pla hoekom jy dink jy nie kan gaan nie, kom praat met my of met Zia. Ons sal jy anders oortuig dat jy wel kan gaan. Dan net vinnig, ons het nou ons gemeentebraai, daar's 'n afkondiging gevra net, as ons nou klaar gebraai het, as jy enige bottels hier gehad het, asseblief dit nie hier by die kerk te los of in die asblikke te gooi nie, versoek asseblief om dit saam te neem. Dis ander mense wat in die week ook ons kerkgebou gebruik, vir wie dit 'n versoeking kan wees, nee. So kom ons wees bedag op hulle, en neem asseblief daardie bottels dan ook net saam huis toe. Dan, daar's ook meskupons by Alfrede beskikbaar, so as jy wil van hulle wil koop, sy is daar agter, jy kan by haar kry. Ons herinner asseblief aan al ons aandededienste, maar besonder ook volgende Sondag, ons Kershangdiens wat om 6:00 plaasvind, met almal kom saam sing, dit sal goed en wonderlik wees. Dan vir die nuwe intrekkers net, Reinhold gaan ons nou toespreek oor evangelisasie, en dan as almal uitbeweeg, vra ons dat die nuwe intrekkers net so oomblikie net agterbly met 'n paar dingetjies met julle kan reël. So as ek gou vinnig vir Reinhold of net, ja? Ja, ek wil net sê, ek gaan nie vinnig, Reinhold sê hy gaan vir ons terugvoer gee in die gemeente oor evangelisasie. Daar's hy. Alright, goeiemôre almal, baie dankie. Is lekker om vanoggend bietjie te praat. Ek het my skoene uittrek, nie omdat dit heilige grond is nie, maar ek wil iets verduidelik daarmee. Ek het vanoggend 2 verskillende paar vellies aan. Okay. En dit is aspres, want julle sal sien hierdie ene aan my regterkant, dis my ou vellies. Alright. En met hulle reis ek en gaan ek op Afrika se paai en my ander vellies is my nuwe vellies. Okay? En hulle is die wat ek gebruik as ek nou Sondag kerk toe kom of as ek nou gaan kuier by mense of nou netjies wil wees, dan trek ek nou hulle aan. En die rede hoekom ek dit vanoggend so gedoen het is ons gesin en as ek reis leef in hierdie 2 wêrelde van ou vellies en nuwe vellies, van Afrika en hierso waar ons nou is. En julle wat hier sit vandag, weet nie altyd wat die Here doen in Afrika nie. En die mense wat in Afrika is, weet nie altyd wat ons doen hierso nie. En ons wil vanoggend kom vertel wat die Here doen in Afrika. Sodat jou boogte kan wees en dat al die eer aan hom kan gaan vir vanoggend. En om dankie te sê, weet jy, Johannes in die 3de brief skryf aan Gaius. En dan sê hy, liewe Gaius, jy handel reg in wat jy vir jou medegelowiges doen en dit nog terwyl jy hulle nie eers geken het nie. Hulle het hier voor die gemeente vertel van jou liefde. Help hulle asseblief vir hulle verdere reis op 'n wyse soos God dit verwag, want hulle is op reis om Christus te verkondig en hulle ontvang niks van die heidene nie. Dit is dus ons plig om sulke mense te onderhou, sodat ons daardeur ons deel kan bydra tot die verspreiding van die waarheid. En vanoggend wil ons as gesin sê, jy wat hierso sit, deur die feit dat die gemeente ons stuur en 'n stuk van ons onderhou, het jy wat hier sit, deel aan die verspreiding van die waarheid waar ons ook al gaan. So dit is 'n spanpoging. En ons wil vanoggend sê baie dankie vir hierdie spanpoging. Daar's baie mense wat hier sit, wat baie hard in die koninkryk van die Here werk. En wat waarskynlik ook moet geleentheid kry om te vertel wat die Here doen hier waar hulle werk. Maar die gemeente het ons nou gestuur amptelik. En dis hoekom ons ook amptelik dan vanoggend wil terugvoer gee. En net 'n bietjie van wat aangaan in die wêreld. Okay, dankie almal. Ons gaan nou Reinhold sal nou spesifiek meer praat, dink ek, oor die werk wat die Here ons in staat gestel het om die afgelope jaar te doen, danksy onder andere deur julle getrouheid en gehoorsaamheid om ons te stuur. So wat ek vir julle met julle wil deel vanoggend is bietjie meer dis
Ek het al so gebid vanoggend dat ek nie gaan huil nie. Christian sê vir my, ons is allergies, want ons is allergies vir daai blomme, dis dit wat dit, sê ek vir hom, dis kunsblomme. Okay, so wat ek vanoggend gaan doen is ietsie meer persoonlik, want die Here werk op groot maniere, maar hy gebruik ook die gemeente om ons te versterk, om dit wat ons as gesin moet doen, te kan doen. So, omdat ek geweet het, dit gaan vir my swaar wees om te deel, en dit kom regtig uit 'n plek van groot dankbaarheid teenoor Here, en dankbaarheid teenoor julle, wat dit vir ons moontlik maak om die werk te doen, wat die Here ons geroep het om te doen, dat ek geweet het, dit gaan beter wees as ek meer lees en minder praat. So hierdie jaar was, dit was erg hard geweest, dit was regtig kliphard, en die van julle wat ons goed ken sal weet, ons smal daaroor. Ons het dit gelaf. So ons prys die Here vir die geleentheid om dit te gaan doen. Ek lees vir julle 'n paragraaf uit 'n brief wat ek geskryf het vir medegelowiges in die 4de week van ons reis. Dis net 'n paragraaf daaruit. Ons voorrade is gedaan. En ons is gedaan. Dis harder as wat ons gedink het. Ons drink nie koffie saam met vriende nie, braai nie saam met familie nie, groet nie by die kerk nie, stap nie oor nie, reël nie 'n kuier nie, gaan draf nie, sit nie saam langs Brackenfell se rugbyveld nie, speel nie squash nie. Ons ry. Ons slaan kamp op. Ons lei op. Ons skool. Ons werk. Ons slaan kamp af. Ons ry weer. Maar elke keer as ons legkaart bou, met alles wat in die bakkie is, en alles wat ons in ons harte moet pak, is almal van julle daar. Ons skuif 'n paar goed rond. Ons maak plek in die bakkie en in ons harte. Veral die pakkies, boodskappe, oproepe, video calls, voice notes. Van dit profeties, van dit bemoedigend, van dit inspirerend, vertroostend. Ons hoor nie julle gebede nie, ons sien nie die liefde nie, maar elke keer, as die bakkie kreun onder al die oorvloed, dan weet ons. Julle ry saam. En dit is lekker so beknop. So vanoggend sê vir julle Bybel-oos, dankie dat julle saam gereis het. Maar wat dan ook gebeur, ons het gesê ons gaan nie kort wees nie, sorry julle. Wat dan ook gebeur is, partykeer gaan Reinhold en ons bly, en dit bring weer sy eie uitdagings en sy eie lekker. Ons is altyd dankbaar dat hy die geleentheid het om te gaan. En vanoggend, daar's baie getuienisse en baie wonderwerke wat ons kan deel, maar vanoggend wil ek met julle een kort wonderwerk deel, een kort getuienis deel, dink ek, wat illustreer hoe kragtig die liggaam van God is, as ons net klein dinge in gehoorsaamheid doen. Vroeger hierdie jaar, was Reinhold op reis, ek dink hy was in die DRK, en 'n vriendin in die gemeente laat weet vir my, sy wil met my 'n draai kom maak, sy wil by my iets kom aflaai. En sy kom laai vir my, aandete af. Sy het nie geweet nie, ek het nie geweet nie, maar die Here het geweet. En dis hoekom het hy is wat die werk doen. Want sy was nie al halfuur weg nie. Toe bel Lukas, is 'n rugby coach om te sê, hy het sy voet seer gemaak. So hy het sy voet gebreek uiteindelik. Toe ons al 7 dae die aand by die huis kom. Dis so nie aandete. Op die toonbank. Dit is nie sy wat so oulik is nie. Dis nie ek wat so oulik is nie. Dit is 'n wonderwerk, want die Here het geweet wat ons daai nag nodig het. So, nou lees ek weer vir julle 'n stukkie. Ook iets wat ek geskryf het
'n keer toe Reinhold op reis was. Ek lees dit vanoggend vir julle, want ek wil vanoggend vir julle sê, julle is die village. En 'n disclaimer, julle is nie die village vir ons gesit nie, want ons is die village vir mekaar, dink ek, en ek hoop ook dat dit ons mag aanspoor om mekaar te ondersteun. Jy is die een wat vanoggend my kind by die trappe opgehelp het toe hy geval het en gesê het, as ons val tel Jesus ons op. Jy is die vreemdeling wat kom bal gooi op die gras, as jy sien ek het my hande vol. Jy bid vir my kinders in die oggend wanneer ek te besig is. Jy leer hulle van lofprysing. Jy seën hulle as hulle onder jou dak kom kuier. Jy voer hulle, plak pleisters, gee medisyne. Jy skink vir hulle kerktee met 3 suikers as ek nie kyk nie. Jy verwelkom hulle in jou grootmenshuis met koeldrank, lekker goed, spesiaal gekoop, want ek weet, jy eet nie eintlik spookasem en drink nie cream soda nie. Jy daag hulle uit, druk hulle verder wanneer ek te bang is om te kyk. Jy coach cricket in die reën wat my bolskiels ontbreek. Jy skud sy blad en kyk hulle in die oë as hulle presteer en my hart wil bars van trots. Jy is, geduld is myne op is, idees is myne leeg is, redder as daar nood is. Julle is familie, boeties en sissies in Christus. Julle is die village. Julle is deel van iets groter. Die Here sien julle. Ek sien hom in julle. Wat julle doen, dra vrug. Ek lees die laaste paragraaf van die brief wat ek geskryf het. In daai 4de week. Die Vader ry ook saam. Maak dit nog meer beknop. Hy verkoop en bring rus, selfs in die onwaarskynlikste omstandighede. Hy stuur nuwe hoop. Ek kyk vandag terug en ek sien dat hy daar is, wanneer die Bellville Oos Village ver is. Ons sien dat hy wêreldwyd strek. Ons sien dit in boeties en sissies op vreemde plekke, in Afrika, in hulle gasvryheid, hulle liefde, hulle gebede, en hulle onwrikbare geloof in die moeilikste omstandighede. Julle moet vandag weet, die familie is groot, oneindig groot, die Here is nog groter. Hy is ons herder, ons kom niks kort nie. Sy goedheid en liefde sal ons lewe lang by ons bly. En ons sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. So RB het 1 of 2 goedjies beleef en hy het gesê hy wil dit net met julle vinnig deel. Ertjie, dag gaat jou. Môre gemeente. Daar is ook lekker in ons goed in ons trip wat ook lekker was. Soos ons het quadbikes gery op die duine. Ons het die tanks gesien. Ons het in die Malawi meer gesien. En daar is net een slegte ding. Is, wat was dit weer? As Marlene sal gaan. Nee. Is om nie quadbikes te ry. Nee. En die laaste slegte ding is ons was by ons het by 'n gebou geslaap. Toe moes ons die hele tyd skoene aantrek en ons wou nie. Okay, soos julle weet, het die gemeente ons gestuur, ons werk saam met Harvesters Ministries, is 'n kerkplanting bediening, en die groot prentjie van wat ons doen, wil ek vir jou, net volgende, ek gaan dit in 3 minute vir jou verduidelik, sodat jy kan sien, as ons nie is nie, dis wat ons doen, dat jy dit net weet. En Christian het so baie van hierdie trainings bygewoon hierdie jaar, hy ken dit in sy kop uit, so hy gaan gou vir ons net vanaf die big picture vertel. So eerstens evangeliseer jy mense, dan plant jy die kerk, dan disipel jy hulle, dan kies jy 'n leier, dan gee jy vir hulle al die trainings, en dan moet hulle dit oordoen. Alright, so
So dis bietjie Harvester se model, is daai ding wat ons daar doen. Ons kom by plekke, ons leer die local kerke hoe om te evangeliseer. Daai kerke gaan uit, hulle evangeliseer dan, mense kom tot bekering, ander mense sê nee, dankie, ons wil niks daarmee te waai het nie, 'n kerk is geplant. Daai mense moet gedisipel word. Nee, hulle moet, want dis die groot opdrag, gaan dan jy en maak die mense my disippels. In tyd kies ons 'n leier, want ons visie is om vir daai village waar 'n kerk geplant is, wil ons graag 'n pastoor oplei. Dan gee ons vir daai pastoor die opleiding wat ons dan het, wat in ons Bybelskool is, en ons vra vir daai kerkie om weer die proses te herhaal. Met ander woorde, om weer 'n kerk te plant. Die hele beginsel staan op 2 Timoteus 2 vers 2, waar Paulus vir Timoteus skryf, wat jy my hoor verkondig het voor baie getuies, moet jy oordra aan betroubare mense, sodat hulle dit weer kan oordra en ander kan leer. So, is baie die ding van train the trainer. Dis wat ons doen in baie plekke waar ons kom. Hier is ons bietjie ons model, so jy sal sien, ons vra vir een pastoor. Onthou, hierdie ouens het nie geld om te gaan swat nie. Hulle kan nie by 'n Bybelskool uitkom nie, hulle kan nie eens reis soontoe nie. In Malawi, pastoor se average inkomste is R300 'n maand. As hy moet kom na 'n training toe, is dit sy hele salaris gone, nee. So ons moet na hulle toe gaan. So ons vat die opleiding na hulle toe. Ons vra vir een pastoor om 10 kerke te plant oor tyd. En ons vra vir daai 10 kerke dat elkeen van hulle weer 3 kerke plant. Nou in ons westerse konteks dink jy nie, dit sal nooit gebeur nie. Die ouens is so ryp in Afrika daarvoor dat hulle verder gaan as dit en meer kerke plant. En my doel en my posisie is om te kyk dat daai opleiding gebeur. Ek het baie hulp, is baie hulp in die gemeente, as baie hulp van ander kerke wat help met hierdie opleiding, om te kyk dat dit goed gebeur en dat die kerke die waarheid verkondig, want dit is 'n uitdaging, nee, want albei die westerse en die Afrika konteks het maar bietjie ons afgode. Hier is die Bybelskool wat ons aanbied. So dit is as ons nou by die training gedeelte kom, dan bied ons vir hulle aan die kick-off gedeelte. Fase A gaan oor disipelskap, fase B gaan oor die bediening van die kerk, hoe werk die kerk? Fase C is hoe om preek te maak, fase D gaan oor die Ou Testament, E oor die Nuwe Testament, F gaan oor sistematiese teologie, dogmatiek, en dan gaan G oor hoe om 'n oorwinnaar in die lewe te wees. Nou hierdie Ons het die verantwoordelikheid gekry om Sentraal-Afrika is die area waarin ons werk. So ons gaan na hierdie verskillende lande toe. Die groen lande is waarin ons aktief besig is. Die geel is ons besig om oop te maak en die rooi is moeilik om in te kom op die oomblik. So ons gebruik bietjie ander tegnieke om daarby uit te kom. Nou waar kon ons deur die Here se genade opleiding gee in 2024? Daarso is die kolletjies, al die rooi kolle kan jy sien daar, is waar ons as gesin of ek bygewoon het in al daai plekkies in Malawi, Zambia, Angola en die DRK. En dis heelwat, as jy dink dat mens baie keer ry teen 'n gemiddelde spoed van 40 km/h, dan vat dit baie lank om by van hierdie plekkies dan nou uit te kom. En hier is dit 'n kaart van al die opleidingspunte waarop ons dan op die oomblik 'n bietjie werk. En soos ek gesê het, ons het baie hulp. Ek het baie mense wat my help en dit is wonderlik want ek gaan met hulle 'n pad stap, ek gaan hulle mentor, sorg dat hulle genoeg boeke het, sorg dat hulle die geld het ook dan vir daai opleiding. Hier sit 'n opsomming van wat ons hierdie jaar gedoen het, die tipe opleidings, ons het so ongeveer 40 opleidings in totaal gedoen in die verskillende plekke, net ons. Dis uitgesluit dit wat ons gemeente se mense gedoen het en wat ander gemeentes ons mee gehelp het. Maar Wiekie is ook, ek weet baie van die weet dit nie, maar sy is ook by Harvester, sy het haar werk gelos en sy hou haarself besig met disipelmakers. Disipelmakers is die program wat ons hardloop in westerse kerke om die kerk sterk te maak, om disipels te kan maak, om die groot opdrag te kan uitgee. Sy doen baie kommunikasie, sy vertel die stories vanuit die veld van reg oor die 97 lande waar ons bly, dis een van daai mense, en dan doen sy ook die Reach for Life, wat 'n kinderdisipelskap program is, wat sy dan baie aangebied het, terwyl ons nou so rondgereis het. En wat doen ons dan as ons nou nie reis nie? Wel, ons is hier, nee, en ons probeer soos tyde toelaat om die gemeente nog bietjie dinge te kan doen. Ons wil graag preek. Ons doen ons neem verantwoordelikheid vir die evangelisasie diensgroep binne die kerkraad, bietjie pastorale dinge. Maar vir al daai reise om te gebeur, kan jy dink daar moet baie beplanning ingaan. So kaartwerk is deel van my besigheid op die oomblik. Ek sit baie met kaarte. Ons bid oor daai kaarte en sê Here, waar moet ons gaan? Waar moet ons volgende gaan? Jy moet 'n begroting opstel, nee, want Harvesters voorsien vir ons al die geld. Ons werk met 'n uitgawebegroting. So dit wat jy nodig het,
is dit wat hulle vir ons probeer in die hande kry, met baie mense wat baie bydra tot hierdie bediening. Logistieke, om boeke daar te kry, om Bybels daar te kry, ons help ons logistieke span om dit reg te kry. Natuurlik Recon, soos julle kan sien, Excel, begin nou deel word van my lewe, om weer mooi verantwoording te kan doen van die bedrag wat ons uitgee, verslae, stories en dan plaaslike dienswerk. En dan, wat lê vir ons voor in 2025? Wel, ons gaan baie van daai rooi plekkies weer besoek, want ons gaan terug en versterk maar weer, saam met die ander mense wat ons stuur, maar die blou kolle is die nuwe plekke wat die Here vir ons, waar die Here vir ons deure oopgemaak het. So van Januarie tot omtrent Oktober gaan ons in nuwe plekke ingaan, onder andere Kongo en Gabon. Is 2 nuwe lande waar die Here vir ons deure oopgemaak het. Dis 'n storie vir 'n ander dag. Ons kan dit net nie vandag deel nie, want die Here maak deure oop en dis net te veel, ons moet kies. En hier is ons afsluitingsding wat ek vanoggend vir jou wil sê. Of jy hier werk of daar werk, as jy bid vir 'n geleentheid om in die Here se wil die groot opdrag uit te voer, gaan die Here deure oopmaak. Jy kan gewaarborg wees daarvoor. Ons sien dit, ons kan getuig daarvoor, en daarom sê ons God is die wegbereider en die deuroopmaker, en daarom wil ons die deure wat daar is, en wil ons jou aanmoedig om die deure wat in jou lewe is, te vat, en deur te stap, en dit nederig te doen, maar ywerig tot eer van die Here. Dis 'n bietjie 'n algemene terugvoer van wat ons gedoen het, en Lukas, hy die gawe van gebed, en hy wil net die Here loof en prys vir dit wat gebeur het, en vir die gemeente baie, baie dankie sê. Dankie Lukas. Here, dankie vir 'n heerlike dag, Here. Dankie dat ons vandag weer van die Here kon gehoor het so by die kerk, Here. En Here, seën ons gemeente dat hulle ook mense sal disipel, en dat hulle ook kerke sal plant, soos daar in Malawi en Angola en Zambia, Here. Here, seën hulle daarvoor, Here, en dankie vir al die gemeente se hulp, Here. Dit is 'n groot voorreg vir ons. Amen. Baie dankie.